Okay, nou is allemaal vriendelike gaaf, Nicholas. Yes, amen. Ons het nie iets vir julle voorberei nie, maar dit is nou so van toepassing. Dis 'n nuwe generasie. En sy is een van hulle. En ons is een van hulle, want ons is hier om Jesus se naam groot te maak. Amen. Yes, let's praise his name. Hulle
lief vir U. Ons bring U al die lof, Here. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilig Trooster, ons vereer. Verewig val ons U naam verhoog. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilig Trooster, ons vereer. Verewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja. Aan die koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilig Trooster, ons vereer. Verewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja. Aan die koning van die eeuwe, amen. Halleluja, halleluja. Ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja. Aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Ons aanbid U. Ons kom buig voor U neer. Aan die koning van die eeuwe. Aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Ons aanbid U. Koning Jesus. Holy are you, Lord. Anointed and risen and exalted. We praise your name, Jesus. Jesus. Holy and anointed one. Jesus, no other name, Lord. Jesus,
Yes, you are worthy. Lord, you are worthy. Here, ons is so ongelooflik lief vir U. Dankie. Jesus, name above all names. Name above all names. Here het U ons eerste lief gehad. And in response, we love you. We love you. Here praat met ons deur die woord. Maak ons harte oop. Ons luister. In the name of Jesus. Dankie, pastor. Amen. Amen. Ons gaan nou aan die nagmaaltafel aansit. Ek wil net sê hierdie tafel is die tafel van die Here. So maak nie saak aan watter kerk of denominasie jy behoort nie. As jy 'n kind van die Here is jy welkom saam met ons te deel aan die tafel. Die tafel vanmôre praat ook van die Here wat sien en voorsien. As jy sien daai al die vrugte wat hier is en hierdie ding wat Anne en Elma gemaak het van papier. En dit gaan oor die Here se voorsiening. Hy voorsien vandag nog. En hy het nog nie verander nie. Hy sien elke behoefte, hy sien elke hart, hy sien elke begeerte. Maar saam met dit die grootste iets wat die Here vir ons voorsien het, is toe hy kom sterf het op Golgotha en sy lewe gegee het. En dis waarvan hierdie tafel spreek. Sy liggaam wat vir ons gebreek is en sy bloed wat vir ons gestort is. Die broers wat my gaan help, kan u net die plek kom inneem asseblief. Die nag vir die Here Jesus verraai is, toe neem hy brood, toe breek hy dit. Toe sê hy, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. En na die ete toe neem hy die beker, toe sê hy, dis die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as julle daarvan drink, dan verkondig julle die dood van die Here, net totdat hy kom. Eet daarvan, drink daarvan, tot gedagtenis aan die Here.
sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die argetyd gedans, juig na die kruis van Jesus. Sal ons kan hande hou en swyg.
By diens soos hierdie, dan wonder mense altyd, waaroor moet jy praat? Ons het baie gepraat oor die opstanding van die Here Jesus. Hy het opgestaan uit die dood, hy lewe. En ek het baie gedink, en gewoonlik as mens ook, of baie maal as mense kind toewy, dan probeer jy maar dalk iets sê oor kinderopvoeding, of oor die huisgesin, hoe belangrik is die huisgesin in die oë van die Here. En toe lê die Here iets op my hart, wat heeltemal iets anders is, en ek het 2 weke laas gepreek, so ek het 2 weke tyd gehad, om regtig oor die ding te bid. En die Here het op my hart gelê, om met u te praat oor besluite. Dit klink nou snaaks, besluite. Die mens het die vermoë om 'n besluit te kan neem. Ek meen, jy het vanoggend hiernatoe gekom, en jy het 'n besluit geneem om te kom. Nee, jy het nie nog in die bed gelê, en die volgende oomblik val jy die bed uit, en jy begin te loop, en jy begin klaar, jy neem 'n besluit. So dis iets wat die Here ons gegee het, om te kan besluit, en partymal kan ons besluite neem, wat baie positiewe gevolge in ons lewe het. Maar ons kan ook besluite neem, wat negatiewe gevolge het. En ek dink ons almal het al 2 gedoen. Wie van julle het nog nooit 'n besluit geneem, wat jy agterna gedink het, hemel, hoekom het ek dit gedoen nie? Is daar so iemand? As ons vir daai engel kan bid. Ons is almal mense, ons maak almal foute, ons neem partymal besluite wat ons agterna oor spyt is. Jy weet, die Here het dit in die mens gesit. En ons kom gedurig voor keuses. En dan kan ons 'n besluit neem oor wat gaan ek doen of wat gaan ek nie doen nie. Ek weet in die Bybel is vol daarvan. En ek wil net so 'n paar voorbeelde aan die voorhou. Die eerste een is, dis nie op die bord nie, maar dink aan toe die Here die eerste mensepaar gemaak het. Daar bly hulle in 'n heerlike tuin, en hulle het honderde vrugte en goed om van te eet, en die Here kom en hy praat met hulle, en hulle wandel saam met hom, en hulle is absoluut sonder sonde, hulle ken dit nie. En die Here kom en hy sê vir hulle, hoorie, ek het vir julle hierdie tuin gegee. En daar staan 'n paar duisend bome. En julle kan van al hierdie bome, kan julle eet. Maar van hierdie een boom, mag julle nie eet. En wat doen hulle? Doen wat ons almal sou gedoen het. Ma los die kinders by die huis. Kinders, onthou nou, daai blik, met daai koekies in die hoek, moenie aan hom raak nie. Dit is bedoel vir Tannie Sannie. Wat gebeur? Mama is by die deur uit, en dan kry 'n kind 'n onbeheersbare begeerte na daai spesifieke blik toe. Ag, ek weet is julle nie, sy ouens al buite, né? OK. En wat gebeur? Jy vat net so loer, en dan kyk jy en dink jy, ag, dit. En dan dink jy weer so, ag, sy gaan nie agterkom as daar net eenetjie weggesien, né? OK, dis die mens. So jy kan 'n besluit neem, gaan ek van die blikkoekies eet of gaan ek nie? Dit is jou keuse. En niemand, selfs die Here, omdat hy ons gemaak het met ons eie vrye wil, gaan jou nie aan jou nek vat en sê jy mag dit nie doen nie. Nee, dit is hoe dit werk. Die Here het ons 'n wil gegee en ons kan besluit. En julle weet wat 'n besluit het hulle geneem, en dit het uiteindelik die hele mensdom in sonde gedompel. Dank die Here, Jesus het gekom, hy het vir ons kom sterf, en nou kan ons in 'n verhouding met God staan. Maar daar's 'n paar plekke in die Bybel, ek wil net so 'n paar tekste vir julle voorhou, en dan gaan ek iets sê, en dan ek beloof julle, ons sal voor 12 uur klaar wees. Ons sal voor 12 uur klaar wees, okay. Goed. Deuteronomium in die Ou Testament.
Daar in hoofstuk 30 vers 19 en 20 kom die Here en hy sê, ek roep vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vervloeking, hou ek aan julle voor. Kies dan die lewe, sodat jy kan leef, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister, aan hom vas te hou, want dit is jou lewe. Kies die lewe. Die Here sê, hier is lewe, hier is dood. Nou plaas hy jou en jy kan 'n keuse maak. Wil jy lewe hê of wil jy dood hê? Jy kan 'n besluit neem of jy dit wil hê en of jy dit nie wil hê nie. Nêrens in die Bybel gaan jy vir my een plek wys waar die Here 'n mens gedwing het om na hom te luister. Nêrens. Hy het altyd vir ons die keuse gegee. In Josua 24 vers 14 en 15. Daarom dan praat Josua, julle moet ontzag hê vir die Here, dien hom met opregtheid en getrouheid en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode aan die ander kant die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dis wat PC en Ilse vanmôre ook gedoen het, deur hulle kindjie na die Here toe te bring. Hulle het 'n keuse gemaak en gesê dat ek en my huis, ons sal die Here dien. Want dis 'n besluit wat jy neem. Niemand het hulle gedwing nie. Ek het nie by hulle gekom en sê, PC, julle moet onthou, julle kind moet toegewy word. Dis belangrik dat julle dit doen. En ek het nie, hulle het na my toe gekom en gesê, ons wil dit graag die 3 Mei doen, want as 'n lang naweek, dan kan ons familie ook hier wees. En ons is so bly hulle is hierso. Ek meen, sy pa kom al die pad deur uit Afrika uit, waar hy werk, en hy is hierso vanmôre, so ons is bly hulle is hierso. So, maar, hulle het 'n besluit geneem. Ons sal die Here dien. Jy neem 'n besluit. Elia, in 1 Konings 18, julle weet, ek ken die verhaal van Agab en Isebel, wat die volk verlei het, en wat afgode aanbid het, en al daai goed, en die hele volk is so agter hulle aan. Jy weet, dit is een ding, as jy die Bybel lees, die Ou Testament, daai klomp Israeliete was snaakse mense. Ek weet nie, een oomblik dien hulle die Here, en dan val hulle heeltemal weg, dan is hulle agter afgode aan, en dan kom hulle weer terug by die Here, en so het dit aangegaan, totdat die Here hulle eintlik in ballingskap laat gaan het. Maar hier kom Elia, en hy het daar op die berg Karmel, het hy die altaar gebou, julle ken die verhaal, en hy het sê die God wat met vuur antwoord, hy is werklik God, en nou kom hy en sê vir hulle, Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Hy los hulle voor 'n keuse. Julle kan besluit, wie wil julle volg? Ek meen, ons leef in 'n lewe vandag, waar daar snaakse goed gesê word. Ek meen, teoloë kom baie maal met die snaakste uitsprake oor Christus, en baie van hulle glo nie is uit regtig gesterf nie, hy het ook nie opgestaan nie. Ek meen, en mense hoor dit, en ons kry dinge in die media, en ouens sê, alle paaie lei na die hemel toe, het maak nie die saak hoe jy gaan nie, waar die Bybel sê, en ons glo, daar is een pad, en dit is deur Jesus Christus, daar is geen ander pad nie. So as jy in die hemel wil kom, moet jy die pad volg deur Jesus. Hy is die pad, hy is die deur. Hallo, as julle vanmôre uit die kerk uit wil gaan, waar gaan julle uitgaan? Daar agter by daai deur, né? Jy gaan nie probeer om by daai venster uit te klim nie. Sal 'n bietjie moeilik wees, né? So dis die pad uit die kerk uit. Die pad na God toe is deur Christus. Daar's nie 'n ander pad nie. En jy moet 'n besluit neem. Jy moet 'n besluit neem. OK, dis 'n paar voorbeelde uit die Ou Testament. Kom ons gaan na die Nuwe Testament. En ek het dit nou nie op die bord nie, so aan jy hoef nie dit op te sit nou nie. Ek wil met julle praat oor Jesus. Jesus het ook 'n besluit geneem.
Ek sien myself dat in my geestesoog en ek probeer as ek oor hierdie goed praat, dan sê ek dit met die grootste respek in my lewe, dat die drie enige God uit voor die grondlegging van die wêreld, sê Efesiërs, het hulle gekom en voor God nog die mens gemaak het. Dis die ergste van alles. Het hy geweet die mens gaan val. Hy het dit geweet, want God weet alles. En kom ons sien dit nou so, God die Vader sê, ek gaan 'n mens maak, maar hulle gaan val in sonde. En die enigste een wat hulle kan uit daai sonde mag kan uithaal, is een van ons, want dit moet iemand wees wat sondeloos is. En Jesus sê, ek sal gaan. Ek probeer dit menslik te maak. Ek sê nie dit het regtig so gebeur nie, maar ek wil hê, kom ons kry daai prentjie. Jesus besluit, ek sal gaan. So lief het God hierdie wêreld gehad en vir jou gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, en dat hy gekom het, en dat hy kom sterf het, aan die Golgotha kruis. Ek sien hom in Getsemane, daar waar hy kom en hy bid en hy sê, Vader, as dit U wil is, dat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie wat ek wil nie, wat U wil. Ek meen, wat Jesus is daar as mens, maar hy was sonder sonde. Onthou net, die Bybel sê, hy was versoek, net soos ons, maar sonder sonde. En as mens bid hy, en ek sien in my geestesoog, hy sê, Vader, het ons alle weer gekyk. Is daar nie dalk 'n ander manier wat U wil geskied? En in Getsemane neem hy die besluit om die wreedste dood te sterf wat 'n mens op hierdie aarde kan sterf, aan 'n kruis. En hy doen dit ter wille van ons. Maar dank die Here, hy het opgestaan en hy lewe. En omdat hy lewe, kan ons lewe. Ek is so bly dat Jesus daai besluit geneem het. As Jesus daai besluit nie geneem het nie, dan was ons almal verlore. Dan sou ons almal hel toe gegaan het. Weg van God af vir ewig en altyd. Maar omdat Jesus gesê het, ek het jou so lief, dat ek my lewe sal gee vir jou. En ek sal hierdie verskriklike pad loop. Ek sal ervaar wat dit is om van God verlate te wees en uit te roep, my God, waarom het U my verlaat? Maar dank die Here, hy het uitgeroep aan die einde, toe sê hy, dit is volbring, die prys is betaal, it is finished. Dis klaar. Die eindvletjie is geblaas. Ken ons rugby. As hy skeieregter die eindvletjie blaas, is daai wedstryd verby. Sokker is nog erger. Rugby wag hulle nog totdat die spel doodgaan. Maar nie in sokker nie. As daai tyd verby is, blaas hy die eindvletjie, al is daai ander span ook besig op die aanval. Ek ken nou die sokker so goed nie, maar ek weet hulle doen dit. Ek het dit al gesien. OK. Op Golgotha het Jesus die eindvletjie geblaas. En hy het gesê, dit is klaar, dit is verby, die prys is betaal. En nou, omdat ek hierdie besluit geneem het, dank die Here, hy het opgestaan en hy het bekragtig wat hy gedoen het aan die kruis, omdat hy daardie besluit geneem het. Daarom kan ons lewe. Hy het gesê, ek sit voor jou die lewe nie dood, kies die lewe. En as jy Christus kies, dan kies jy die lewe. Ek meen, Jesus het baie maal vir sy disippels gesê, volg my. Dit was vir my baie interessant. Ek lees nou weer van die evangelies en hoeveel keer dan kom hy, dan sê hy net, volg my. Dis al wat hy doen. Hy het nie gekom en gesê, hoorie, volg my en dit en dat, of ek sal dit vir jou gee, of dat vir jou gee. En as jy my volg, dan gaan jy altyd gelukkig wees, en jy gaan 'n heerlike lewe hê, of enigiets. Hy het net gesê, volg my. En dan het hy aangehou loop. En dan daai ouens opgestaan en hom gevolg. Hulle het die keuse gehad. Hulle het 'n besluit geneem.
En die Here Jesus sê tot vandag toe, volg my. Volg my. Ek gee jou 'n keuse. Jy kan 'n besluit neem of jy my gaan volg of my nie gaan volg nie. Dit is up to you. Weet jy wat? Geen mens wat eendag in die hel kom, sal kan sê, die Here, dis u skuld dat ek hier is. Geen mens. Eintlik in wese het so mense besluit geneem om daarna toe te gaan. Dis wat dit op neerkom. Dit is verskriklik om dit te sê, maar dit is die waarheid. Nou dadelik sê mense, ja, wat van hulle wat nooit gehoor het nie, ek weet nie. God, die oordeel behoort aan die Here. En hy sal elke mens 'n regverdige oordeel gee, en hulle wat nooit van hom gehoor het nie, hy sal hulle ook 'n regverdige oordeel gee. Maar nie een van ons wat hier sit, kan sê ek het nooit gehoor nie. OK. Nou wil ek, en ek is amper klaar, wil ek bietjie met julle praat oor Paulus. Paulus, ek het 'n ongelooflike respek vir Paulus. Paulus, as ek kyk waardeur hy gegaan het vir die evangelie, ek het die voorreg gehad om by daai tronksel te wees in Filippi waar hulle gelê het en om dit te sien, en as jy kyk waardeur hy gegaan het, en weet jy, hierdie man was 'n baie slim man gewees. En hy kon in Judaïsme kon hy die hoogste sport bereik het. Hy kon. Hy was op pad daarna toe. Ek meen, hy het gesê dat wat die wet aanbetref was ek onberispelik. Ek meen, hy het alles so noukeurig gevolg en gedoen. Hy was 'n fariseer. Behoort aan hierdie party en sy pad was op pad boontoe. En toe sy op pad Damaskus toe en hy hoor 'n stem wat vir hom sê, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? Hy sê, ek is Jesus wie jy vervolg. En Paulus maak daar 'n 360 grade omkeer. Hy het hiernatoe gegaan en hy draai om en hy gaan hiernatoe. Agter Christus aan. En hy neem 'n besluit. As Handelinge 9 sê nie, daar het 'n stem uit die hemel gekom en toe kom daar 'n bliksemstraal. Ek meen, die geluid was so erg en die lig wat gekom het was so erg dat hy daar neergeslaan het van sy perd of sy donkie af. Maar ek meen, ek lees nêrens dat daar toe 'n engel gekom het met 'n swaard en vir hom gesê het, hoorie, nou moet jy besluit. Jy moet nou besluit of jy die Here gaan volg en of jy hom nie gaan volg. Nee. Hy het ook die woord gehoor. Volg my. En hy het net daar besluit om alles wat vir hom kosbaar was, het hy net so gelos. En hy het Christus begin volg. Kom ons lees 'n bietjie Filippense 3 daarvan af vers 4. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou, dis Paulus. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in 'n onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry was ek onberispelik. Jy sien, van die wet van Moses kon jy uiterlik nagekom het. Maar jy sien, die Here se plan gaan nie oor uiterlik, dit gaan wat hier binne aangaan. Dit gaan wat hier binne aangaan. Hy sê, maar nou gaan hy aan. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus. Hy het alles wat hy kon bereik het as 'n Jood, het hy waardeloos begin beskou. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom te kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo.
Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken. Hierdie man sy hele lewe het omgedraai toe hy Jesus ontmoet het. Toe word hy 'n nuwe mens. Toe verander hy. En hy los alles om Christus te volg. En hy maak hom werklik nommer 1 in sy lewe. Hy het 'n besluit geneem. En ek glo aan die einde van sy lewe, as jy hom gevra het, Paulus, jy het soveel verduur. Gaan lees maar in 2 Korintiërs 11. Ek meen waar hy skryf, waar hy wat met katse geslaan en hy die verskriklikste ding, hy was gestenig, hy het die vreeslikste goed oorgekom. As jy vir hom sê, Paulus, was dit die moeite werd, dan sal hy sê, en dit staan ook in 2 Timoteus, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en ek het die geloof behou. Wat 'n diensknegt van die Here. O mense, en dit is so waar vir ons tot vandag toe. In Openbaring 22, aan die heel laaste hoofstuk van die Bybel, daar in vers 17 sê, daar's 'n uitnodiging, dat elkeen wat dors het kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Dis verniet. Dis verniet. Nou, ons het 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, jy kan 'n perd tot by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. En selfs die Here, luister wat ek nou vanmôre vir jou sê, in alle respek, selfs die Here gaan jou nie maak drink nie. Hy gaan jou nooi, hy gaan sê, kom, soos wat hy sê, dis verniet, jy kan dit kom kry, maar jy moet dit kom haal. Jy moet dit kry. En dank die Here, as iemand besluit om terug te gaan na hom toe, soos die gelykenis van die verlore seun, toe hy weggegaan het van die pa af en alles, ek meen, toe hy nog ver aankom, toe hy terugkom na die pa toe hardloop die pa na hom toe, en omhels hom en vat hom in, en dis presies wat die Here met ons ook doen. As jy 'n besluit neem om hom te volg, dan vat hy jou, hy druk jou teen hom vas, en hy sê, nou is jy my kind, jy behoort aan my, ek het jou gekoop met my bloed, en jy is myne. Mense, en is alles gratis en verniet. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Jy kan nie geld daarvoor gee nie. Jy kan niks daarvoor gee nie. Jy kan dit net ontvang. Wat 'n ongelooflike groot Here dien ons nie, dat ons so besluit kan neem. Ek in my huis, ons gaan die Here dien. Ek gaan die Here volg. Met alles wat ek het, want dis al wat daar werklik is om hom te volg. Wat 'n ongelooflike voorreg. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dat U het vanoggend het ons die woord gehoor. En dankie Here, dat ons U kan volg. Ek bid in die naam van Jesus, dat U nou in elke mens se hart sal spreek deur die Heilige Gees. En as daar iemand is wat sy lewe nie met U reg is nie, dat U nou deur die Gees ook, dat hy of sy die stem sal hoor, volg my. Voor ek verder bid, ek gaan nie my oë oopmaak nie. As jy hierdie gebed wil bid en sê, ek wil die Here regtig volg, ek volg hom nie soos ek moet nie. Voor ek verder bid, gaan nou verder bid, steek uit jou hand op. Nie vir my nie, want ek my oë is toe, maar vir die Here. Hy sien dit. Ek vra nou, dierbare Here, U sien elke hand wat opgegaan het, of elke hart. Ek bid in die naam van Jesus, dat U nou deur die Heilige Gees mense sal verander. Ek wil bid, Here, dat ons nou kan bid en sê, Here, ek is 'n sondaar, ek erken dit, maar ek dank U het vir my gesterf, ek dank U het my lewe
u lewe vir my gegee, en dankie dat ek my lewe ook vir u kan gee. Ek dank u, Here, vir elke mens wat daardie gebed nou gebid het. En ek wil bid dat elkeen van so mens van vandag af u sal volg met alles wat hulle het. Soos wat Paulus dit gedoen het, om Christus te volg met sy hele lewe, dat ons ook so met ons hele lewe u sal volg. Dankie dat ons kan drink van hierdie lewende water. En u het gesê in die woord, as jy van daai water gedrink het, sal jy nooit weer dors kry nie. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Ons is aan die einde van ons diens. Daar agter is 'n bietjie eetgoed. En jy moet nou nie huis toe gaan nie. Kan 'n bietjie daar gaan ietsie eet en bietjie gesellig verkeer, ons 'n koppie koffie of tee. En ons nooi elke